Liewe vriende, ons praat vanaand oor die vervulling van profesie oor Jerusalem en Babylon. En ons gaan 'n paar verse saam lees uit Sagaria 14. Kom ons vra die Here se seën oor die skriflesing en die boodskap terwyl jy so sit. Ons dank U, liewe Here, dat as ons oor Israel praat, as ons daaroor lees in die Bybel, dan kom ons diep onder die indruk daarvan dat U 'n ewige en getroue verbondsgod is, wat die verbond wat U met Abraham, Isak en Jakob gesluit het, gestand sal doen. Selfs al het Israel ontrou geword, U bly getrou. En U sal ook 'n oorblyfsel in hierdie volk in stand hou, om die wonderlike beloftes wat U aan hulle vaders gemaak het, in 'n volle, heerlike vervulling te laat gaan. Mag ons vanaand opnuut diep onder die indruk van daardie feit kom, Here. En dan terselfdertyd ook weet dat Hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ons lees in Sagaria 14 vers 2. Die Here sê, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Vers 3. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur split van oos na wes tot 'n baie groot dal. Vers 5, en julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met U. Vers 9, en die Here sal koning wees oor die hele aarde. Vers 12, en dit sal die plaag wees, waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. Nou vriende, uit hierdie paar gedeeltes is dit vir ons baie duidelik, dat hier groot en baie dramatiese dinge in die stad Jerusalem gaan plaasvind. En as ons so kyk na die hele scenario van eindtydse gebeure, wat in die Bybel vir ons geskets word, en waarop die Here vir ons attent maak, deur middel van die tekens van die tye, dat ons bedag daarop moet wees, dat hier sekere baie dramatiese ingrypings deur die Here gaan wees, in die lotgevalle van die mens op aarde. Dan, vriende, is dit baie duidelik, dat ons 'n openbaringsfase tegemoet gaan. U sal moet gewoond raak aan die idee, dat hierdie geestelike stryd wat ons stry, teen 'n geestelike vyand in die onsigbare wêreld, dat hierdie stryd weldra sal oorgaan in 'n sigbare dimensie. Daar gaan 'n sigbare, tasbare wêreldleier op die toneel verskyn, wat deur die Bybel die Antichrist genoem gaan word. Ander woorde, ons gaan 'n openbaringsfase tegemoet. En daardie persoon, sê Openbaring 13 vers 2, daardie dier, die draak, dis nou die duiwel, sal aan hom sy krag gee en sy troon en groot mag. Wat 'n troon van Satan? Die owerste van hierdie wêreld, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig, daai magsposisie wat die duiwel oor 'n gevalle wêreld het, as die owerste van hierdie wêreld, gaan hy oorgee aan die dier, en hy gaan saam met die valse profeet die hele wêreld regeer. Daarom, vriende, gaan hierdie verborge stryd teen die verborge koninkryk van die duisternis, en ook die verborge koninkryk van God, wat nie sigbaar geopenbaar was in hierdie wêreld die afgelope 2000 jaar nie, die hele Nuwe Testamentiese bedeling nie, gaan ook 'n openbaringsfase binne. Daarom gaan al twee koninkryke geopenbaar word. As ons in 2 Tessalonisense 2 lees oor die verskyning van die Antichrist, dan staan daar, Paulus sê die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Hierdie verborge werking van die koninkryk van die duisternis.
net totdat hy Matteo uit die weg geruim is. Dis nou die wegname van die gemeente van Christus. Dan, wat gaan dan gebeur? Dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hierdie openbaring van hierdie wêreldleier, dat mense hom in die oë kan sien. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. So daar is ook 'n verskyning van Jesus. Daar is 'n wederkoms van hom. Hy gaan sigbaar op die aarde neerdal. Hy gaan sy voete op die Olyfberg sit wat oos van Jerusalem lê. En die nasies van die aarde wat gemobiliseer is, 'n sigbare multinasionale wêreldmag wat ontplooi is in en om Jerusalem. Daardie nasies wat saamgetrek het teen Jerusalem, hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle op hulle voete staan en hulle tonge sal wegteer in hulle monde. Hulle sal verdelg word met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls sal versadig word van hulle vlees. Die wilde diere sal hulle karkasse vreet, vriende. Dis nie 'n geestelike stryd nie. Dis nie net 'n geestelike oorwinning teen 'n geestelike vyand nie. Dis 'n fisiese, letterlike oorlog wat hier op die aarde gaan wees. Die Here sê, ek sal al die nasies versamel om teen Jerusalem oorlog te voer. Nasies is 'n letterlike begrip. Jerusalem is 'n letterlike begrip. Wat is nou so verregaande daaraan om te dink dat daar 'n wêreldoorlog in die Midde-Ooste gaan wees? Dat die Here daai nasies van die wêreld gaan versamel en hulle so toe gaan bring. Waarom? Hy wil hulle oordeel. Wees hulle goddeloosheid. Daarom sê Joël 3 vers 2. Hy sê, ek sal al die nasies versamel in die dal van Josafat, in die Kidron-vallei, daar in Jerusalem en rondom Jerusalem, om met hulle 'n strafgerig te hou terwille van my volk Israel wat hulle verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. Hierdie land wat die Here met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Hierdie hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid, as 'n ewige besitting. Dis God se land, hy het dit gegee aan Israel. Geen mens, vriende, geen menslike regering kan homself aanmatig om te sê, wat ek betwis die besitreg van Israel oor hierdie land. Ek betwis die besitreg van Israel oor die stad Jerusalem. En ek is ten gunste daarvan dat hierdie land moet verdeel word in 2 state. Tussen Israel en 'n Palestynse staat. En die 2 moet langs mekaar bestaan. Dit is wat Amerika sê met die padkaart. Die padkaart na vrede. Dit is 'n padkaart na die 3de wêreldoorlog. Want die Here sê die nasies van die wêreld wat Israel gaan dwing om hulle land te verdeel, hy gaan hulle self versamel in die dal van Josafat en met hulle strafgerig hou. Dit wat baie mense meneer Boes so voorprys, dat hy Israel ten minste nog help, net gedeeltelik. Hy is hulle vriend, maar terselfdertyd is hy ook hulle vyand. Hy wil ook 'n gedeelte van hulle land en hulle stad Jerusalem van hulle ontneem. Hy wil hierdie land, waarop Israel 'n goddelike mandaat het, wil hy wat 'n mens is, wil hy daai mandaat skend en hy wil daai land verdeel. En hy wil Israel in 'n onleefbare posisie sit met sy vyand binne in sy midde. Nou vriende, dit is deel van hierdie eindtydse scenario wat vir ons wys dat die einde is op hande. Ons is op die drempel van die vervulling van groot profesie, belangrike profesie wat oor die eindtyd uitgespreek is. Ons gaan weldra in hierdie openbaringsfase in. En ons praat van 2 koninkryke. Ons praat van die koninkryk van God, ons praat van die koninkryk van Satan. God het beloof dat hy 'n koning sal stuur om oor die hele wêreld te regeer. En dat daardie koning, Jesus Christus, van Jerusalem af sal regeer. Dit sal sy hoofstad wees. Handelinge 15 vers 16 en 17 sê die Here, daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van Dawid oprig, wat daarvan verwoes is, sal ek oprig en het herstel. Die vervalle hut van Dawid, hy sal van die troon van Dawid af regeer. Met ander woorde, Jerusalem moet herstel word, sodat die koninkryk van God, die koninkryk van die lig, dit as 'n hoofstad kan gebruik om gedurende die hele 1000-jarige vrederyk die aarde van die troon van Dawid af te regeer. 'n Regering van geregtigheid, van vrede, 'n tyd waarin die duiwel vir 1000 jaar lang gebind sal wees. Daarom sal daar vrede wees, want hy wat die verleier van die nasies is gebind, dis bo hom verseël, sodat hy wat nie kan doen nie, sodat hy die nasies nie kan verlei nie. Mense wat dink die duiwel is nou gebind, op grond waarvan is die nasies verlei? Grond waarvan het die nasies die rug op Jesus Christus gedraai?
Want waarvan het die nasies 'n bondgenootskap met valse godsdienste aangaan? Hulle is mislei deur die duiwel. So hy is nog nie gebind, dit is nog nie bo hom verseël nie. Ons is nog nie in die vrederyk nie, vriende. Ons is nou in 'n oorlogssituasie. Ons moet nou 'n volle wapenrusting aantrek, dat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want hy loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Dis nie iemand wat van die toneel af verwyder is en in 'n put geplaas is en dis bo hom verseël nie. Dis ook nie bloot iemand wat net aan 'n lang ketting vasgebind is nie. Dis iemand wat wel oorwin is aan die kruis, maar hy het nog steeds 'n magsposisie, hy is nog steeds sterker as mense. Ons het nog steeds die Here Jesus nodig om die werke van die duiwel in ons eie lewe te verbreek. En dan daarvan af uit te werk ook in ons samelewing, as daar genoeg ander Christene is om 'n standpunt in te neem vir Christus se koninkryk. Anders gaan die koninkryk van die duisternis oorneem en hulle hervormings instel, hulle humanistiese hervormings. En dan gaan die Christendom uitfaseer uit die samelewing, uit die skole, uit die parlement, uit die staatsstelsel, uit die hele samelewing naderhand. En dis wat aan die gebeur is vandag. Want omdat God se koninkryk geopenbaar gaan word, omdat weet die koninkryk van die duisternis dit. Hulle weet Jesus Christus gaan kom, hy gaan sy voet op die Olyfberg neersit, hy gaan tot die redding van die oorblyfsel van Israel kom, hy gaan die vervalle hut van Dawid weer herstel, hy gaan van Jerusalem af regeer. Die duiwel aanvaar dit egter nie, vriende, en hy gaan alles in sy vermoë doen om dit ongedaan te maak, om selfs te veg teen Jesus Christus. Daarom, omdat daar 'n sigbare openbaring gaan kom van Jesus Christus, sigbaar, dat elke oog sal hom sien, en selfs ook die oorblyfsel van Israel sal opsien na hom vir wie hulle deurboor het en bitterlik oor hom ween. Hy sal sigbaar verskyn aan die hele wêreld, dat almal hom kan sien. En daar waar hy sy voet neersit, gaan die berg split in twee, en daar gaan 'n groot aardbewing daar die tyd wees, en daar gaan grotte en rotskeure ontstaan, en die oorblyfsel van Israel gaan vlug in die dal van sy berge, soos hulle gevlug het vir die aardbewing in die dae van koning Usia. Hulle gaan ontvlugting vind, letterlik aan die voete van die Here Jesus wat teruggekom het, en dan sal hulle opsien na hom. Hulle heel eerste woorde vir hom sal wees, watter merke is daar tussen u hande? Waarom het u merke in u hande? Jy kan dit gaan lees in Sagaria 13, dan gaan hy vir hulle sê, dis soos ek geslaan is in die huis van my vriende. En dan sal hulle bitterlik oor hom ween. Hulle sal opsien na hom vir wie hulle deurboor het. Nou vriende, dan gaan daar 'n versoening kom tussen die oorblyfsel van Israel en hulle Messias. Nou omdat die koninkryk van die duisternis dit weet, en omdat hulle weet dat Jerusalem ook verhef gaan word tot wêreldhoofstad, daarom die geweldige, demonies geïnspireerde stryd in die wêreld teen die herstel van Israel, teen die posisie van 'n onafhanklike Israel wat beheer oor sy hele grondgebied het, en ook teen die idee van Jerusalem as 'n verenigde Joodse stad. Dit wat meneer Begin in Augustus 1980 sê, toe Jerusalem verklaar het tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel, dit betwis die koninkryk van die duisternis. Dit beveg hulle. Hulle sê Jerusalem moet verdeel word tussen 'n oostelike sektor wat aan die Palestynse staat behoort en 'n westelike sektor wat aan Israel kan behoort. So dit moet 'n verdeelde stad wees. En die oostelike deel van Jerusalem sluit die Tempelberg in, die berg Sion, dit sluit die Kidronvallei in, dit sluit ook die Olyfberg in, daar waar Jesus sy voet moet neersit. Die duiwel wil volle beheer daaroor nou kry. Dit moet heeltemal van Israel af weggevat word. Waarom? Want as Jesus Christus kom en hy sit sy voet daarop neer, gaan die duiwel sorg. Die duiwel gaan sorg, vriende. Die duiwel gaan sorg dat daar 'n wêreldmag in Israel ontplooi is. En dat hulle hier in die Kidronvallei is, met ander woorde aan die voetheuwels van die Olyfberg, en rondom die Olyfberg, en rondom Jerusalem, en op tot bo in die vallei van Megiddo in Noord-Israel. Oorals gaan daar 'n mobilisasie wees van wêreldmagte wat gaan saamtrek vir die slag van Armageddon. Maar hulle groot doel gaan wees tweeledig. Die sekondêre doel gaan wees om die oorblyfsel van Israel heeltemal uit te wis, alle oorlewende Jode dood te maak, dat hulle nie versoen kan word met hulle Messias nie, en dan gaan hulle die Bybel verkeerd bewys. Dan kan daar nie herstelde Israel wees wat saam met Christus in die 1000-jarige vrederyk regeer nie. Maar dit is nog steeds die sekondêre doel. Wat is die primêre doel? Om teen Jesus Christus te veg as hy sy voete op die Olyfberg neersit. Daarom lees ons in Openbaring 19 vers 19, en die dier en die valse profeet en die konings van die aarde het hulle self versamel om oorlog te voer
teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Hulle is daar om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, Jesus Christus. Daarom, vriende, omdat dit so is, probeer die duiwel alles in sy mag om Israel te verdeel, beheer oor Oos-Jerusalem te kry, en sal hulle in 'n stadium, sal daar van demoniese misleiding gebruik gemaak word, soos ons lees in Openbaring 16, daarvan vers 13 af. Hy sê, ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onrein geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Vers 16, en hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. So dis absoluut duiwelse geeste wat uitgaan, wat tekens doen, wat vir die konings van die wêreld sê, ons moet hierdie Joodse vraagstuk nou finaal gaan oplos, ons moet die oorlewende Jode doodmaak, en ons moet keer dat hulle Messias terugkom, anders gaan daar 'n sionistiese staat in Israel gestig word, en hulle gaan die hele wêreld regeer. Hulle gaan 'n einde bring aan ons nuwe wêreldorde, waarvan die antichrist die hoof gaan wees. En daarom met daai soort van propaganda, gaan die wêreld se nasies gemobiliseer word, saamgetrek word, om hulle soldate te stuur Midde-Ooste toe, en om in die hele Israel ontplooi te word, en spesifiek binne in die stad Jerusalem en rondom die Olyfberg. Die wêreld stuur eventueel hierop af. Nou, is dit so, dat omdat die duiwel weet, die Here gaan van Jerusalem af regeer, wil hy voor die tyd, gaan hy 7 jaar voor die tyd. Net wanneer dit wat hom nou tee op die aarde, wat hou die duiwel tee op die aarde om nou oor te neem? Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Die Heilige Gees werk bly nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon in mense, in wedergebore mense se harte. En die Christendom korporatief in die wêreld is die tempel van die Heilige Gees. En vanuit hierdie tempel skyn die lig van Christus te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Ons is die lig van hierdie donker wêreld, omdat die Gees van God in en deur ons skyn. En dis die teehoor. Wanneer hy wat teehou uit die weg geruim is, dan is dit die uur van duisternis, vriende, die uur van duisternis, waarin die koninkryk van duisternis tot openbaring kan kom. Dan sal die antichrist sonder oppositie, sonder teestand geopenbaar kan word. Die ware weergebore Christene wat hom kon verwerp is dan weg. Al die ander misleides sal hom met ope arms ontvang, want hulle aanbid die God van alle gelowe. Hulle sal dus ook die kosmiese Messias van alle gelowe aanvaar. Dit maak nie saak of party hom die Christus noem, en ander noem hom die Messias nie, en die boeddhiste noem hom die 5de Boeddha, of die Maitreya Boeddha nie, en die Hindoes noem hom Krishna nie, en die moslems noem hom die Imam Mahdi nie. Dit sal vir hulle een en dieselfde persoon wees, die gemeenskaplike Messias van al die gelowe. So sal hy dan geopenbaar word en universeel aanvaar word, en in 'n kort tydjie kan uitstyg tot wêreldleierskap. Openbaring 13 vers 4 sê, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan en hom aanbid. Nie net aanvaar as 'n politieke leier nie, hulle het in aanbidding, in verwondering, het hulle voor hom gaan neerbuig. En die hele wêreld het in verwondering agter hom aangegaan en hulle het hom aanbid. En hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Hy het 'n magsposisie. Hy is ons verlosser. Hy het die wêreld kom verenig. Hy het hierdie lang verwagte en ontwykende eenheid wat almal nou in die wêreld na soek. Hierdie eenheid. Ons moet almal een wees. Dit het hy vir ons kon bring. Al die gelowe word een. Hy snoer hulle saam. Hy is hulle gemeenskaplike Messias. Al die wêreldregerings gaan op in een enkele wêreldregering. Daarom verdwyn staatkundige en politieke konflik ook. Saam met godsdienstige konflik en ook ekonomiese konflik, want hy gaan die hele wêreldekonomie beheer. En niemand sal sonder sy nommer kan koop of verkoop nie. So hy gaan ook die ryk en arm lande gelyk maak. Hy gaan die hele wêreld gelyk maak, verenig. En dit gaan vir die verlore, geestelik verdorwe, insiglose wêreld, wie se sinne verblind is deur die God van hierdie wêreld, gaan dit 'n oplossing wees. Hulle gaan dit aangryp. Dit gaan die openbaring wees. Maar nou, alhoewel die koninkryk van die duisternis baie belangstel in Jerusalem, die stad van waar die Here Jesus gaan regeer, hulle wil hierdie stad verdeel, en die antichrist sal sekerlik in Jerusalem ook groot verklarings maak, en self probeer om van Jerusalem te regeer. Maar eintlik is daar 'n ander stad.
wat uit die stof uit moet opstaan, wat 'n groot eindtydse rol moet speel, net soos wat Jerusalem uit die stof moes opstaan, om sy groot eindtydse rol te vervul, en voorbereid te word as die terrein waarin die plek waarin die Here Jesus gaan terugkeer, en van waar hy gaan regeer. Net so met die stad van die koninkryk van die duisternis. Daai stad wat 4500 jaar gelede al gebou is deur Nimrod, die stad Babylon, in die huidige Irak, teen die Efraat rivier, so 80 km suid van Baghdad. Baghdad is teen die Tigris rivier. Die Tigris en die Efraat het altyd deur die paradys geloop. Daai gebied waar Satan al in die geskiedenis verskeie groot samenswerings gedoen het teen die koninkryk van God. Sy groot eindtydse samenswering gaan ook daar wees. In die begin het die slang vir Adam en Eva daar verlei, maar dit was in die paradys. Later, daar teen die Efraat rivier, het onder die aanstigting van die duiwel, het Nimrod die stad Babylon daar gebou, en hierdie nuwe wêreldorde, 'n sataniese nuwe wêreldorde daar gevestig. Daarom, dit was ook 'n samenswering teen die onafhanklikheid van die mensdom. Kom, laat ons saamkom vir ons stad bou. En 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel is, kom ons verhef onsself. Ons neem volle beheer oor die wêreld oor. Dit was 'n samenswering van Satan, vriende. Maar nou die groot eindtydse samenswering weer daar waar die stad Babylon begin het. Daar die stad waarvan die Here gesê het, hy gaan hom verwoes en hy gaan ewige wildernisse word, hy gaan nooit weer herbou word nie. Daar die stad is intussen al talle kere verwoes en weer herbou. Hy is op die oomblik in 'n herbouingsfase. So uiteraard het sy finale en absolute verwoesting nog nie aangebreek nie. Daarom moet hy nog een keer herbou word. Nog een keer, vriende. Ons gaan net nou so 'n bietjie kyk na wat in Babylon aangaan. Kom ons kyk eers net wat kortliks wat Jerusalem se toekoms is. Ek het reeds aan hierdie scenario in Israel geskets. Die hele posisie wat hulle in verkeer daarso, dat hulle herstel word en dat die stad moet voorberei word vir die koms van die Messias. Maar het is ook so dat Jerusalem eers nou deur 'n baie donker tydperk moet gaan. Die Bybel praat daarvan is die tyd van benoudheid vir Jakob. Jesegiel 22 sê die Here vir Israel, julle het skuim geword, julle het sleg geword, julle het afvallig van my geword. Ek sal julle binne in Jerusalem bymekaar maak en 'n vuur teen julle aanblaas. Soos 'n mens goud en silwer en koper en tin in 'n smeltoond gooi en 'n vuur daarteen aanblaas om dit te smelt. So sal ek julle in die vuur van my toren in 'n smeltoond ingooi en julle smelt, sodat 'n oorblyfsel gered kan word. Daarom weet ons Israel gaan deur die groot verdrukking. Hulle is in ongeloof herstel terug na hulle land, vriende. En hulle gaan eers in groot benoudheid die Here soek. Hy sê in Hosea 5, sê hy, in hulle nood sal hulle my soek. Wanneer dit verskriklik swaar gaan, wanneer almal hulle verlaat het, wanneer die hele wêreld Israel teen Israel gedraai het, wanneer hierdie gees van Jode haat wêreldwyd gevestig is, en dit is op die oomblik besig om te gebeur. Die hele Europa en groot dele van Amerika, in elk geval die hele Afrika en ander derde wêreldlande, is klaar tot 'n groot mate anti-Joods. So hierdie gees van Jode haat gaan versprei in die res van die wêreld. Hulle gaan al hulle vriende en bondgenote verloor, uiteindelik ook Amerika. En dan op die ou einde gaan daar net een wees, vriende, net een wat hulle nog kan help. Daai een vir wie hulle vroeër jare verwerp het. Daarom sê die Messias in 'n messiaanse profesie in Hosea 5 vers 15. Hy sê hy is die leeu van Juda, hy het gekom en hy het hulle verskeer omdat hulle hom nie aanvaar het nie. Dan keer ek terug na my woonplek totdat hulle my sal soek. In hulle nood sal hulle my soek. So iewers hier in die groot verdrukking wanneer Israel deur uitwissing in die gesig gestaar gaan word, gaan hulle soek na hulle Messias vir wie hulle lankal verwerp het. En gaan hulle besef daai Messias gaan terugkom en hy gaan merke in sy hande hê. En dan gaan hulle hom begin soek. Hulle soek hom nou nog nie, vriende. Dit is vreeslik moeilik om sendingwerk in Israel te doen. Daar sterk aksies teen sendingwerk, dit word eintlik verbied. Daar's eintlik 'n vervolging van messiaanse gelowiges. So hierdie volk is geestelik nog kliphard, nog geestelik totaal blind. Hulle gaan in 'n verskriklike moeilike tyd nog in die groot verdrukking. Baie van die messiaanse Jode, ek het onlangs met een gekorrespondeer in Israel, dan haal hy al hierdie pragtige profesieë aan van hoe Israel herstel gaan word in die tyd na die wederkoms van Jesus, wanneer al die oorlewende Jode met Christus versoen is. En is net wonderlike beloftes van ryke seën en van herstel en lofsange wat hulle gaan hê. Ek sê toe vir hom, wat van die tyd van benoudheid van Jakob? Nee, sê hy, dit was alles in die Tweede Wêreldoorlog, toe Hitler 6 miljoen Jode doodgemaak het. Dit was die groot verdrukking geweest.
Maar hulle kan glad nie daai scenario verbind met die Bybel. Ek sê nou maar, waar was die valse Messias wat 'n verbond met Israel gesluit het? Israel was nog nie eens terug in hulle land nie, hulle kon nie 'n verbond met hom sluit nie. Waar was die tempel herbou? Waar het hy na 3,5 jaar homself tot God verklaar in die tempel en julle het julle verbond met hom verbreek en dan begin die groot verdrukking? Hy kan dit nie verklaar nie. So selfs die Messiaanse Christene het nie insig in Bybelse profeseë nie en weet nie regtig wat om te verwag nie. Daarom het hulle valse verwagting, vriende. Hulle berei nie eers die Jode voor op die koms van die Antichrist nie. Daarom sal die Jode nie in 'n posisie wees om die Antichrist te kan evalueer nie en gaan hulle hom blindelings aanvaar. Dit wat Jesus in Johannes 5 vers 43 sê vir Israel: ek kom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. As hierdie ander valse Messias kom en aanspraak daarop maak dat hy is 'n afstammeling van die huis van koning Dawid en hy is die erfgenaam van koning Dawid en hy is deur God gestuur om hulle te help en om die troon van Dawid te herstel en die tempel in Jerusalem te herbou, dan gaan hulle hom aanvaar, want hy gaan spreek tot die hart van die ortodokse Jood. Hy gaan vir hulle sê, die Christendom moet julle nie glo nie, jy weet, daardie een wat 2000 jaar aanspraak gemaak het, hy is die Messias, hy is nie die Messias nie, ek is die Messias. Daarom gaan hulle 'n verbond met die valse Messias sluit. En eers na 3,5 jaar, as daai Messias nou sê, hy is God, dan gaan hulle sien, maar jong, ons het 'n fout gemaak. Ons het met 'n valse persoon 'n verbond gesluit. En as hulle daai verbond dan verbreek, gaan hy 'n Joodse volksmoord gelas en gaan hulle met vlug uit Jerusalem. 3,5 jaar. Na Petra, na 'n plek in die woestyn, waar die Here hulle weer sal onderhou in die woestyn, seker met water uit die rots en manna uit die hemel. Maar hy sal hulle lewendig hou, 'n oorblyfsel totdat hy kom. Nou vriende, dan eers, as die Messias gekom het, sal die wonderlike beloftes oor die stad Jerusalem vervul word, waarvan ek net vir julle so 'n paar lees. Kyk, daar spreek die Here dat die stad Jerusalem vir die Here herbou sal word. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en reg spreek oor baie volke. En hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Daar sal geen militêre opleiding wees nie, daar sal geen oorloë wees nie, daarom sal dit 'n vrederyk wees. Hulle sal nie eers meer leer om oorlog te voer nie. Daar kan dus geen militêre opleiding wees nie, en hulle sal selfs van hulle wapentuig ontslaa raak, want hulle sal van hulle swaarde pikke maak en van hulle spiese snoeimesse. Hulle sal landbouimplemente maak van al hulle wapentuig. In die tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here, en al die nasies sal daarin saamkom vanweë die naam van die Here in Jerusalem, en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hulle bose hart nie. Hoekom sal hulle dit nie meer doen nie? Want die duiwel wat hulle mislei het, is in 'n put gebind. Dis 'n situasie wat nog nooit op aarde bestaan het nie, wat net kan bestaan nadat die Messias gekom het en nadat die duiwel gebind is. Dit is futuristies, dit is 'n toekomstige scenario. Dit is glad nie te versoen met die bedeling waarin ons nou leef nie. Dit help nie om dit alles te probeer vergeestelik en simbolies op te neem en te sê ons is nou in die vrederyk en die duiwel is nou gebind en ons leef nou onder hierdie omstandighede nie. Want daardie tyd sê die Here in Sagaria 8 vers 22, dan sal baie volke en magtige nasies kom om die Here van die leerskare in Jerusalem te soek. Nie in 'n ander plek nie, in Jerusalem. En die aangesig van die Here om genade te smeek. In die dae sal 10 man uit al die tale van die nasies die slip van 'n Joodse man gryp en dit vashou en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Dit gaan nie Jode haat wees nie, dit gaan 'n liefde vir Israel wees. Hulle gaan sê die oorblyfsel van Israel is grootliks geseën deur die Here. En al die nasies gaan hulle guns soek. Hulle gaan afvaardigings Jerusalem toe stuur. En 10 mense van al die verskillende nasies sal die slip van een Joodse man vasgryp en sê, maar ons wil met julle saamgaan. Ons wil deel in hierdie seëninge van die Messias. Ons is in verwondering oor dit wat hy vir julle gedoen het en wat hy ook vir ons kan en wil doen. Ons wil deur hom onderrig word. Ons is vir duisende jare mislei deur valse godsdienste. Ons kom nou na die ware Messias hier in Jerusalem. Hy vriende wat vanaand hier in ons midde is, ons kan vanaand in verwondering voor hom neerkniel, want in hom is alle skatte van wysheid en kennis verborge. En hy kan al hierdie wonderlike dinge nou aan ons openbaar, wat daai mense eers daai tyd gaan ontdek. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie,
en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. Vriende, ek wil vir u vra, bid u vir die vrede van Jerusalem. Psalm 122 vers 6. Bid vir die vrede van Jerusalem, mag hy wat jou lief het, rustig lewe. Bid u vir die behoud, vir die integriteit van Jerusalem as 'n Joodse hoofstad. Maar nie net in die huidige omstandigheid wat Jerusalem bewoon word deur ongelowige Jode nie. As u bid vir die vrede van Jerusalem, dan bid u dat die vredevors moet terugkom. Dis eers wanneer die vredevors, hy wat gaan regeer van die troon van Dawid af, wanneer hy sy voet op die Olyfberg neergesit het en die vyande van Israel verdelg het, dan sal daai vrede kom. So ons bid vir Joodse evangelisasie. Ons bid vir sendingwerk onder die dat hulle oë sal oopgaan, dat hulle sal besef dat hulle vrede net in die Messias is. Dit help nou nie om vir Israel in sy ongeredde toestand salig te verklaar en te dink dit moet nou alles goed gaan nie. Die Here self het gesê hy gaan hulle daar by mekaar maak en hulle vuur teen hulle aanblaas. Hulle moet dit weet. Soos in die ou tyd toe hulle die rug teen die Here gedraai het en die Here ook in die jaar 70 vir hulle oorgegee het aan die Romeine, gaan hulle oorgelewer word aan die Antichrist. As jy die ware Christus nie wil hê nie, dan is die enigste ander opsie die Antichrist. Dan gaan hy beheer oor jou kry. Of jy dit wil hê of nie, dit gaan so wees. Jy gaan in sy mag val. Jy gaan die krag van die dwaling ontvang om die leuen te glo. Want jy die kennis van die waarheid nie aangeneem om gered te word nie. Dit is al. Jy sal geen verweer hê nie. Jy het nie verligte oë van die verstand om hierdie dinge te kan insien en verstaan nie. Daarom sal die God van hierdie wêreld jou sinne verblind. En so sal dit met Israel ook gaan, in tye van groot benoudheid. Maar dit gaan eers aanbreek nadat die tempel van die Here, die ware kerk van Christus, weggeneem is. Dan sal daai ongeregtige geopenbaar word. Nou vriende, die Here sê, ons moet bid vir die vrede van Jerusalem. Ons moet bid dat die ware koning van Jerusalem sal kom. Dat hy sy voet op die Olyfberg sal neersit. Dat hy sy koninkryk hier sal vestig. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes. Moenie rus nie en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig gemaak tot 'n lof op aarde. Het u so 'n verlange na Jerusalem? Het u so 'n verbintenis tot die verdere herstel van Jerusalem? Kyk, selfs daai liefde wat die ortodokse Jood vir Jerusalem het, omdat dit hulle hoofstad was en omdat hulle tempel daar gebou is, hulle heiligdomme was daar, hulle hele godsdienstige lewe het gesentreer rondom dit wat in Jerusalem aangegaan het. Daarom het hulle daar in Babel, toe hulle as ballinge weggevoer is, het hulle gesê, as ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand aan homself vergeet. Laat my tong kleef aan my verhemelte, as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie. Vriende, het u so 'n diep emosionele en geestelike verbintenis tot Jerusalem? Dit is toch die plek van oorsprong van die Christelike geloof. Daar buitekant Jerusalem is die Here Jesus gekruisig. Daar in die tuingraf het hy opgestaan. Van die Olyfberg af het hy opgevaar die hemel toe. En toe die Heilige Gees uitgestort is, het hy gekom oor 120 disciples daar in die booftrek in Jerusalem. Dis die geboorteplek van die Christelike kerk op aarde. En die evangelie het van Jerusalem af uitgegaan na Judea, na Samaria, na die uiterste van die aarde toe. En as die kringloop voltooi is, kom alles terug na Jerusalem toe. Dan sal daai een wat in Jerusalem sy lewe afgelê het, vir Sondag, sal hy terugkom na daardie stad Jerusalem toe. Hy sal sy voet op die Olyfberg neersit, daar sal hy die troon van Dawid herstel. En daarom het die koninkryk van die duisternis, vriende, so 'n sterk verbintenis tot oorlogvoering teen Jerusalem, tot die uitdaging van die Jode, maar ook tot die uitdaging van die ware Christendom. Die evangeliese Christendom gaan ook die rug van die wind van voorkry. Daar gaan al hoe meer Christenvervolging in die wêreld plaasvind. Gemeentes en kerke wat nie ekumenies dink nie, wat nie in ekumeniese strukture wil opgaan nie, wat nie wil hande vat, eers met ander Christelike kerke binne die protestantse wêreld, maar onthou net, hierdie ekumeniese proses het geen einde nie, het gaan net deur 'n paar fases. Dis eers vereniging in die protestantse wêreld, dan is dit vereniging in die hele Christenwêreld, dat daar ook aan hande gevat moet word met die katholieke kerk, en wanneer dit gedoen is, die liberale protestante en katholieke het klaar hande gevat met die ander nie-christelike gelowe. So die ekumeniese proses gaan dan net aan totdat dit wêreld-ekumene is, tot daar 'n alliansie van wêreldgodsdienste is, wat almal saam hande vat, wat almal sê ons aanbid dieselfde God, en wat derhalwe vir die een groot wêreld Messias wag, wat die Antichrist gaan wees. So diep klein groepies, ware evangeliese gemeentes, wat van die eerste stree af niks met die ekumeniese beweging te doen wil hê nie, gaan vervolging in die gesig staar, gaan verwerping in die gesig staan, gaan kritiek kry, gaan as dwarstrekkers
en liefdelose mense gebrandmerk word, wat nie die hand van vriendskap wil uitreik na die ander gelowe nie, wat net altyd veroordelend is. Maar die Here Jesus het gesê, ons mag nie in een juk saamtrek met die ongelowiges nie. Ons kan geen kompromie maak oor hierdie saak nie, dit is ononderhandelbaar. Daar is net een weg tot die Vader, niemand gaan na die Vader behalwe deur die Here Jesus nie. As iemand hom nie erken nie, dan is hy deurdronge van die gees van die Antichrist. As iemand sê, Jesus is nie God nie, sê Johannes 8, sal hy in sy sonde sterf. So het gaan nie net om Jesus as 'n profeet te aanvaar en as seun van God nie, maar as God. Soos Thomas gesê het, toe hy die volle openbaring van Jesus gekry het, my Here en my God, Yahweh, my Elohim. Dit is hy. Hy is God wat mens geword het, Emmanuel, God met ons. Hy is nie net 'n profeet nie, hy is nie net 'n menslike seun van God nie, hy is nie net goddelik nie, hy is God self. Hy het 'n ewige self bestaan. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou soos die van 'n enige geborene, vol van genade en waarheid. Daai ewige woord wat van die begin af was, deur wie die wêreld ontstaan het, en niks wat in die wêreld is, het ontstaan sonder hom. En hy het na sy eie naam gekom, en sy eie mense het hom nie aanvaar nie. Die Jode self het hom nie erken as Messias nie. Selfs die disciples het probleme gehad daarmee. Later sê die disciples van hom, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Hy sê, Filippus, ek is al so lang by julle, as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Hoe sê jy toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek en die Vader een is nie? Glo jy nie in die drie enige God nie? Dis eers na die uitstorting van die Heilige Gees dat die disciples die volle openbaring ontvang het, hy is God. Toe het hom nie net meer Jesus genoem nie, maar Here Jesus. Daar's baie mense vandag nog wat net van Jesus praat. Jesus is Here, vriende, hy is die Here Jesus. Daarmee erken jy op sy Godheid, as jy sê Here Jesus, of Jesus Christus, of Here Jesus Christus. Nie net Jesus nie. Soos in die evangelies, toe hulle nog nie geweet het, hy is God nie. Ons het die volle openbaring van hom. Nou, die koninkryk van die duisternis is teen Jesus Christus, teen Israel, teen Jerusalem, teen die hele konsep van die herstel van Jerusalem. Maar nou, omdat hulle weer die koninkryk van God gaan geopenbaar word, maak hulle gereed om die ou antieke koninkryk van die Satan, waardeur hy duisende jare gewerk het, om dit te laat herleef. Daarom is dit so belangrik, vriende, dat u moet kyk wat in Irak gebeur. Dit was vir baie selfs Christene, so 'n onbekende, vreemde begrip. Hoekom sou Babylon weer herbou word in die eindtyd? Moet ons regtig dink Babylon verwys na die ou stad Babylon, wat 'n ou verlate klein plekkie is, daar teen die Efraatrivier. Moet ons nou dink, dit gaan 'n wêreldhandelsstad wees. Dit gaan 'n hoofsentrum van die Antichrist word. Dit kan mos nie wees nie. Vriende, wat sou u gedink het as u nou vroeg in die 20ste eeu geleef het, en jy sien Jerusalem is 'n verlate ou plekkie, en daar bly net 'n paar Arabiere daar. Hoe kan dit die hoofstad van die wêreld word van waar die Messias gaan regeer? En tog sê die Bybel dit. Daarom moet Jerusalem, hy's bestem vir 'n groot herstelfase, en soos ons hier gelees het, hy gaan nog 'n plek van wêreldroem word, waarin die nasies van die aarde gaan optree. Maar dieselfde beginsel geld vir Babylon. Daar is talle profesieë oor Babylon, wat nog nie in finale vervulling is nie. Daarom moet die stad herbou word. Daarom dat ons die afgelope, kom ons sê, kwart eeuw, 25 jaar, soveel belangrike openbarings het rondom die stad Babylon. In 1978 het Saddam Hussein begin om die stad Babylon te herbou. Hy was absoluut behep met die idee dat dit was 'n wêreldryk gewees, en Nebukadneser het daarvan af geregeer, en hy het homself as 'n moderne Nebukadneser gesien. Hy het die suidelike deel van Nebukadneser se paleis, 'n groot kompleks van geboue met 500 vertrekke, het hy laat herbou, uit die pilaargang van Ishtar herbou, deel van die tempel van Ishtar, die hemelgodin, wat een van die afgode van ou Babylonië was, en verskeie ander geboue en hotelle, toeristegeriewe en so aan, is daar herbou van 1978 af. In 1987, September, het hulle die eerste deel van die herboude Babylon feestelik geopen. Maar toe daarna het Saddam Hussein in soveel oorloë betrokke geraak, uit 8 jaar lang teen Iran geveg, en uiteindelik het hy met soveel vyandskap teen Amerika en Israel, dat uiteindelik het die Golfoorlog in 1990 aangebreek, en het 29 lande probeer om Saddam Hussein te ontroon, en hulle kon dit nie doen nie. En daarna weet ons het dit nou gelei na die onlangse oorlog in Irak. So die hele klem van die wêreld kom terug na Irak toe. En is dit nie vir u
opvallend nie, dat die twee magtigste nasies in die wêreld, die Verenigde State van Amerika en Engeland, was die twee hoofvennote betrokke by die inval in Irak, en hulle is nou die twee hoofvennote in die heropbou van Irak. Amerika alleen het $87 miljard bewillig, net vir 1 jaar vir 'n gedeeltelike heropbouing van Irak. Hulle betrek die Verenigde Nasies, hulle betrek Europa, Engeland is klaar betrokke, Japan is besig om betrokke te raak, Saudi-Arabië raak betrokke. Dit is so asof die hele wêreld nou hande vat om Irak te herbou. Om Irak 'n toetssituasie te maak vir die nuwe wêreldorde. Want as die nuwe wêreldorde nie daar slaag nie, vriende, sê hulle sal hy nêrens in die Midde-Ooste slaag nie, en die hele wêreld se vrede hang af van dit wat in die Midde-Ooste gebeur. Al die nasies weet dit, dat dit is die brandpunt van die wêreld. Dit is waar al die olie vandaan kom. Die meeste van die olie trouwens kom uit die Midde-Ooste, wat die wêreld se nywerhede nodig het, en dan moet vrede kom in die Arabiese moslim wêreld, dan moet ook vrede kom in Israel. Daarom is daar 'n groot verbintenis daartoe om die nuwe wêreldorde in Irak te vestig, om hom waarlik demokraties te maak, om hom multigodsdienstig te maak, om die nuwe wêreldorde en al sy konsekwensies daar te vestig. En uiteindelik van hom ook dan, dit is die voorspel tot 'n groter internasionaliseringsproses wat in Irak gaan plaasvind. Sodat al die nasies eventueel hulle self gaan vereenselwig met hierdie nuwe demokratiese Irak wat nou na vore tree. En wat nou 'n voorbeeld van ander radikale moslimstate is wat besig is om met wapenopbouprogramme en wat die vrede van Europa en van die wêreld bedreig, dat dit 'n voorbeeld kan word vir die ander nasies. En so gaan hierdie land sy herboufase in, vriende, en so staan ons op die vooraan van internasionale prominensie, nie net van die land Babylonië nie, maar uiteindelik ook van die stad Babylon. Want vriende, soos ek al by vorige geleenthede gesê het, die Here het gesê dat die stad Babel moet totaal vernietig word, dat dit ewige wildernis is. Dit het nog nooit gebeur nie. Kyk, hier staan byvoorbeeld in Jesaja 13, hy sê, in daai profesie oor die dag van die Here, so sal dan Babel die sieraad van die koninkryke, die trotse pronkstuk van die Galdeërs wees, soos toe God Sodom en Gomorra omgekeer het. Mense sal daar in ewigheid nie woon nie, dit sal van geslag tot geslag nie bewoon word nie, die Arabier sal daar geen tent opslaan nie, en geen herders sal hulle vee daar laat lê en rus nie. Dis nou nadat die finale eindtydse oordeele, volgens Jesaja 13, gedurende die dag van die Here, in die komende 'n groot verdrukking oor Babel gekom het. Daarom, vriende, is dit nie toevallig nie, dat 2 hoofstukke van Openbaring gaan oor Babylon. Openbaring 17 gaan oor verborge Babel, die Babyloniese wêreldgodsdienst, wat in verborgenheid gegaan het in al die valse godsdienste van die wêreld, en wat in die eindtyd gaan terugkom na haar plek van oorsprong in die stad Babel, in Babylonië, van waar dit oor die wêreld versprei het, en dan Openbaring 18, die stad Babel, as 'n handelsstad, as 'n hoofstad, van waar die wêreld handel beheer sal kan word, in 'n stadium, in die tweede helfte van die groot verdrukking. En dan, wanneer dit werklik weer die symbool is, die tuiste, die bakermat van die nuwe wêreldorde, van hierdie alliansie van wêreldgodsdienste, van hierdie hele sameswering teen die koninkryk van God, wanneer dit daardie identiteit weer aangeneem het, dis is nie nou al nie, maar eers in die toekoms, dan sal God se oordeele uitgestort word. Dan kan iemand Openbaring 18 lees. Hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon geword 'n woonplek van duiwels. En dan wat hy verder in die hoofstuk sê, haar plaas sal op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, sterk is die Here wat haar oordeel. En dan later ook in vers 10, in 1 uur het jou oordeele gekom. In 1 uur sal die stad in 'n groot aardbewing in 'n poel van brandende pik wegsink, en hulle sal weet dat die oordeele van God hierdie stad getref het. Daarna sal hy ewige wildernisse wees, hy sal nooit weer herbou word van geslag tot geslag nie, en dit sal 'n terrein wees, 'n sigbare manifestasie van God se oordeel oor 'n goddelose nuwe wêreldorde, oor hierdie valse alliansie van wêreldgodsdienste, oor hierdie alternatiewe koninkryk wat die duiwel kom vestig het daar in oppositie teen die koninkryk van God. En daarom sal hy daarna nooit weer herstel kan word nie. Daar staan in vers 21, 'n sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart
sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit weer gevind word nie. Nou wil baie mense nie die ernstige, letterlike aard hiervan aanvaar nie. Party het al gesê, Rome is Babylon, party sê Amerika is Babylon. Vriende, Babylon is 'n erkende plek. Dis nie 'n simboliese naam vir 'n ander plek nie, net soos Jerusalem dui op die stad Jerusalem. In 'n geestelike sin kan Jerusalem genoem word Sodom in Egipte, soos ons dit ook kry in Openbaring 11, maar dit is 'n geestelike beskrywing eintlik van die groot afvalligheid wat in Jerusalem bestaan het en weer sal bestaan. Maar die stad Jerusalem, dit is 'n eie naam wat nie op 'n ander stad toegepas kan word nie. Net so ook Babylon. Dit is die plek waar die internasionale samenswering teen die koninkryk van God begin het en van waar die nasies verstrooi is oor die aarde. En eers as die nasies teruggekom het na daai plek van waar hulle verstrooi geraak het, sal hierdie nuwe wêreldorde finaal sy gestalte aanneem, sal hulle weer hande vat, sal hulle weer 'n moderne eindtydse toring van Babel bou, sal hulle weer wêreldeenheid daar vestig. So daarom kan u sien, soos wat Jerusalem in die nuus moet kom, as 'n sigbare plek, wat bestem is vir die vervulling van belangrike profeseë, so moet Irak, en ook die stad Babylon, in die nuustoneel kom. Dit moet in die soetlig van wêreld gebeure wees, in die sentrum daarvan. Die hele wêreld moet gemoeid raak met die idee dat vrede en eenheid en 'n werkbare oplossing daar gevind moet word. Alle nasies moet kan identifiseer met hierdie land. En is dit nie presies wat in die afgelope jaar gebeur het nie? Dit word nog steeds oorheers. Daar is groot planne op die oomblik aan die gang om die Verenigde Nasies terug te bring daarna toe, want verlede jaar in Augustus was daar by hulle hoofkwartier 'n bomontploffing in Irak en meer as 20 van hulle amptenare het gesterf daarin. En toe het hulle onttrek uit Irak uit. Maar op die oomblik is daar samesprekings tussen 'n magsblok van 4 in die wêreld. Hulle noem hulle self die kwartet. Dis die Verenigde Nasies, Verenigde State van Amerika, die Verenigde Nasies, Europa en Rusland. Daardie 4 groot magsblokke in die wêreld, die kwartet, het gereeld samesprekings waarin hulle planne maak hoe om die nuwe wêreldorde deur te voer, hoe om die VN te omskep in 'n organisasie met uitvoerende magte wat 'n wêreldvredestaakmag onder sy beheer kan kry en hoe die VN 'n groter rol kan speel en hoe hy waarskynlik van Manhattan af, van New York af, hervestig kan word iewers na die Midde-Ooste toe. Selfs daai opsie het hulle al bespreek. Dit is op die oomblik deel van hulle dinkskrams en so aan vir 'n moontlike oplossing vir die toekoms. 'n Uitgebreide en bemagtigde Verenigde Nasies wat Midde-Ooste toe moet verskuif, wat namens die wêreldgemeenskap kan ingryp in die lotgevalle van mense, sodat een supermoond uit Amerika dit nie op sy eie doen en daardeur gekritiseer word deur die res van die wêreldlande nie. En Amerika aanvaar hierdie beginsel ook. So ons gaan nou 'n nuwe internasionaliseringsfase in, waarin Amerika gaan onttrek uit Irak, en Engeland ook, en die Verenigde Nasies gaan daai vakuum inneem. En hulle gaan bemagtig word, hulle gaan 'n groot militêre mag kry, hulle gaan ook die reg kry om nasies te belas, om fondse te kry. So hulle gaan 'n uitgebreide rol in die toekoms speel, in die Midde-Ooste gaan meer in die kalklig van wêreldgebeure kom. En dit gaan Irak nog net meer prominent maak as wat hy reeds is. Nie minder nie. Daarom, vriende, is hierdie tekens dat die bedeling van die kerk is haas aan sy einde. Want ons sien dat hierdie 2 koninkryke, wat elkeen voorberei om die wêreld oor te neem en om elkeen sy eie Christus, die ware Christus en die valse Christus, na die wêreld toe te stuur, dat daardie tyd baie naby gekom het. Maar voor dit kom, moet hy wat teehou uit die weg geruim word. Daarom verwag ons nie die antichrist nie. Ons verwag nie hierdie groot gebeure van die groot verdrukking dat ons dit sal sien nie. Ons verwag die hemelse bruidegom wat sy bruid op aarde kom haal. Ons maak gereed om hom te ontmoet. Ons het nie 'n antichrist verwagting nie. Ons is nie met oorlewingsstrategieë besig om in hierdie 7 moeilike jare te kan oorleef op aarde nie. Ons is nie bestem vir hulle nie. Net soos Israel nie bestem was om in Egipte geoordeel te word, sal nie Egiptenare nie. So is ons ook nie bestem om saam met die goddeloses geoordeel te word in die komende dag van die Here nie. Maar ons het 'n hemelse bestemming. Ons sal waardig wees as ons waarlik waak en bid om hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seën van die mense staan. Amen. Dankie, liewe Heer, dat ons kan kyk na Bybelse profeseë oor Israel en oor Babylonië en spesifiek ook oor hierdie 2 stede, Jerusalem en Babylon. Here, en dat ons kan sien dat die tyd van die vervulling van eindtydse profeseë reeds aangebreek het. Ons is reeds in die beginstadium van die vervulling van belangrike eindtydse profeseë. Daarom is dit vir ons die tekens van die tye. Want U sê as hierdie dinge net begin gebeur, moet julle opkyk, want julle verlossing is naby.
Daarom, Here, wanneer die ergste kom, sal ons nie hier wees nie. Daarom, omdat dit nou begin gebeur, Here, het ons nie meer 'n horisontale uitkyk op hierdie wêreld nie. Ons dink nie meer in terme van 'n lang toekoms vir onsself en ons kinders en ons kleinkinders op hierdie wêreld nie. Want U trek 'n streep. U sê daar kom 'n einde. En U het gesê as hierdie dinge wat veral oor die tyd van die herstel van Israel en van Jerusalem, wanneer hierdie dinge gebeur en die tyd van benoudheid oor die nasies begin toesak, dan moet ons opkyk, dan moet ons U naderende voetstappe kan hoor. Dan moet ons uit die vervulling van Bybelse profesieë weet, die tyd van U wederkoms is naby. Dan moet ons inderdaad opkyk, want ons verlossing is naby. U sal ons wegvoer na hemelse plekke. Here, in daardie nag toe die doodsengel in Egipte rondgegaan het en die oordele van die Here daardie gesinne getref het, was U volk in 'n feestelike stemming gewees. Het hulle heupe omgord en het hulle fees gevier en het hulle geëet van die lam en het hulle self versterk en gereed gemaak vir die bevrydingsreis van die volk van God, om as 'n vrye volk weg te trek uit Egipte uit. En so ook, Here, terwyl die uur van benoudheid oor die nasies aanbreek, in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte begin beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, is daar by ons 'n blye verwagting, dat spoedig sal ons die stem hoor, kom op hierheen, en sal die hemelse bruidegom vir ons oproep en wegvoer, om tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by U wees. Daarom, Here, lei ons nie aan die swaarmoedigheid, aan die depressie van die wêreldlinge nie. Ons deel dit nie, Here, want ons het 'n ewige heerlike toekoms in U, en ons bid dat U ons gereed sal maak vir daardie wonderlike ontmoeting om voor U te verskyn. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen.